Heilige Gees, kom vanoggend en bedien ons in Jesus naam. This morning, He's the King of Kings and He's the Lord of Lords, and He's worthy this morning of our praise and of our glory and of our honor. En ons aanbidding vanoggend vir wie Hy is. Kom ek verseker die dag wat die Here gemaak het, vanoggend ons daar te bly wees. I greet you all. Praise His name, thank you, worship Him. The wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. This morning He is King and He is Lord. Dis ongewerk om gaan bidde word. En ons lig vanoggend sy naam op. It's good to be in the presence of the Lord. En vanoggend glo ons dat die Here hier is om ons vanoggend aan te doen met krag. Powerful praise and worship session this morning where we can come into His presence and just give Him glory and honor for who He is. Amen. Sometimes by die vlees en die vlees is moeg uitgeput. Vlees wil nie aanbid nie, die vlees ken nie aanbidding nie. As het sulke tye wat jy die vlees moet kruisig en sê, my spirit longs for you. Amen. Because it's all spiritual, it's geestelik. Our spirit man longs for you. Daarom sê die skrif, diepte roep uit na diepte. My gees in my binneste roep uit na hom. Because it's only the Holy Spirit that can satisfy the soul. Niks kan die gees, die innerlike gees mens bevredig as die gees van God. Want hy weet wat in die diepste wese van die mens aangaan. En vanoggend wil ek jy aanmoedig en vir jy sê, let's go deeper into His presence. Let's long for Him, let's search for Him, en hy sal ons verseker ontmoet op die punt van ons behoefte. Hoop jy 'n wonderlike week gehad. Here het vir u bonatuurlik deurgekom en dat die Here vanoggend nog bonatuurlik werk en dat hy nog vanoggend voorsien. Dalk 'n bietjie onkant gevang met die reën, maar ons het ook die reën vanoggend so nodig. En hy het vanoggend by die venster uit gekyk en gesê die vanoggend. Maar deur alles moet ons die Here prys. Nou is genoeg al reën en kat en honde die sak op vir die weer. Amen. Ja nee. Sy sal liefes van nat met die weer af en gaan het oor klere saak. Maar met die weer moet hy wees. Hoekom? Because sy dat is 'n salaris wat sy moet kry. Amen. En jou baas maak so staat op jou. Kom jy vanoggend sê die Here maak ook staat op jou. Amen. Nou vanoggend as die Here op 'n dag moes hy nou nie volgende help. But He's faithful this morning. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons opkom om die naam van die Here op te lig. Because He's been good. He's been faithful. Ek het rede vanoggend om hom te prys en om hom vanoggend te aanbid. Kom ons skep moed familie. Kom ons dien die Here met alles vanoggend wat binne in ons is. Ons vanoggend nog bevoorreg, dat ons vanoggend nog gesond en uitgespaar is, dat we vanoggend nog na die huis van die Here kan staan. Amen. Amen. Vanoggend dat kan so dringend nodig. Amen. Amen. Skryf mense in ons ouer garde en ons mense van toerjare, myle het hulle gestap. Amen. Plaas het hulle deur gestap, maar hulle wou by die huis van die Here wees. Why? Because there was a love in their heart vir die Here. Daarom moet jy moet in die huis van die Here wees. Ek wil nie aanhoudend daaroor praat nie, maar as ons in die wêreld was, het ons dit op biene gebreek. Amen. Dan mag geriet het, maar vanavond moet jy by dansbaan wees. Al sê jou vriend vir jou, ek sal nie vanavond optel en sê, maak me weg. Nou wat ons by die Here uitgekom. Vraag ek weer, julle ken my geskrifte wat sê, wat gaan dit dan nou met ons? Hoe maak ons dit nou? So kom ons gee ons alles vir die Here. Kom ons dien die Here, because hy is die moeite werd. Amen. Vanoggend glo ons dat die Here is hier om vanoggend vir ons aan
te doen met krag. Amen. Praise die Here. Bly vir ons saam te wees. I greet all our online viewers this morning. Welcome to have you with us in the presence of the Lord, and I pray this morning that the Lord will really bless us this morning as we go into the Word en vertrou die Here vanoggend om met ons te praat. 1 Korintiërs 3, as ek vanoggend die woord van die Here wil ek vanoggend saam met ons lees. Ek wil vanoggend praat oor, are you a co-worker? Are you a co-worker in the body of Christ? Iemand wat saamwerk. En baie van u, vir u wat weet nie wat, of u wat weet wat die geskiedenis van Korintiërs ken, as u bietjie gaan oplees en bietjie gaan navraag doen, dan wil ek vanoggend in my inleiding sê, dat dit maar rof gegaan, mensen, I greet you, man of God. Lekker om volgende op te eet saam met ons reis van die Here. As jy in Korintiërs gaan lees, dan wil ek jou vanoggend sê, dat maar rof gegaan in Korintiërs. In die gemeente het het rof gegaan, soveel so, dat die einste gemeente lede wat mekaar voor die hof gedaag het, al het die gees en die krag van die Here beweeg, hulle het geprofeteer, en die krag van die Here het beweeg, maar daar was so baie ongerepteer onder hulle. Paulus skryf aan die gemeente, dan vermaan hy hulle, en hy spreek hulle aan, en hy, as hy hoor van das tweedrag, en as oneenigheid aan die gemeente, alhoewel hulle gelowig is, dan skryf Paulus aan hulle, dan leeg hy vir hulle, en hy gee hulle guidance, en hy direct hulle, en hy sê vir hulle, nie so, hy sê, julle was in die wêreld, julle het die dinge gedoen in die wêreld, you are not in this world, and from this world anymore, you belong now to Christ, so the word of God is now your mandate. 1 Korintiërs 3 handel oor die vleeslike gesindheid, en hy sê, omdat julle vleeslik is, dis die rede, hoekom daar verdeeldheid in die gemeente is. Dis die realiteit vandag, kerk, as ons in die vlees opereer, if we function in the flesh, then there will be division. As ons vleeslik is, as ons jaloers en kanterig met mekaar, en tweedrag en partyskap is aan die einde van die dag. En dan skryf Paulus aan hierdie gemeente, because I believe he loved them, because as ons sien in 1 Korintiërs 13, dan skryf Paulus aan julle psalm oor die uitnemendheid van die liefde. En hy sê vir hulle, al profeteer julle, al doen julle wat, al bring julle ook openbaringe, Paulus sê, as julle nie die liefde het nie, dan sê Paulus, julle is eindelijk maar net 'n klinkende. You are nothing if there is no love amongst you. Yes. En Korintiërs is altyd vir my 'n beeld. Ek kyk altyd na Korintiërs. I love this congregation because I know they are not perfect, but they abide to the instructions. Dis 'n gemeente wat as hulle aan die nagmaaltafel gesit het hulle gedink hulle vier die nagmaal, dan sê Paulus, julle vier die nagmaal. Julle kom wel by mekaar, but it is not the way how you share the body and the blood of Christ. Wonderlike gemeente, dan guide Paulus hulle en hy gee vir hulle direction. En so gaan dit ook baie kere in baie van die gemeentes. En daarom moet ons altyd na die gemeentes kyk, dan sien ons dat die gemeente is nie perfect nie, but Christ is the chief cornerstone. He is the foundation. Daarom Paulus noem op 'n man of op enige ander fundament. We build on the solid rock of Christ. Why? Because mense val, die Here en die kerk sal altyd staan. If he is the head of the church, then the church will stand. En in 1 Korintiërs hoofstuk 13 skryf Paulus aan hulle en hy praat oor die vleeslike gesindheid en die oorsaak van die verdeeldheid. Maar ek wil die voorste gedeelte lees voor ek by vers 9 gaan kom, wat die key verse gaan wees waaroor ek wil praat.
Paulus sê, nee broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, but you are in the flesh. Ek praat met julle soos klein kinders in Christus. Paulus wil hulle sê, julle het nog eintlik nooit gegroei nie. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Paulus sê, julle was nog nie daartoe in staat nie, julle is nou nog nie daartoe in staat nie. The same when there is no spiritual growth in the body of Christ. Kry mense wat net nooit groei nie. Hulle kom nooit tot by die volwassenheid. En Paulus is disappointed. Hy sê hy ook, julle is vleeslik, aangesien daaronder julle jaloers en as toes tweedrag. Paulus sê, is julle nie vleeslik, en wandel julle dan nie na die mens nie? Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander sê, ek is van Apollos, dan sê Paulus, is julle, hy vraag, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus? Wie is Apollos? Anders dienaars deur wie julle gelowige word het. En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Paulus sê dit geplant, Apollos het nat gemaak, maar hy sê dit is God wat dan groei. Powerful. Soos hy dan wat plant, of hy wat nat maak, sê Paulus, ons eintlik niks. As eintlik God wat die groei laat doen. Hy wat plant sê, dis ag, en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. Vers 9, want ons as medewerkers van God, this is the key verse this morning, die akker van God, die gebou van God is een. Kan ek een paar Engelse verklarings lees, wat sê van hy skrif 1 Korintiërs 3 vers 9, we are God's fellow workers. En die vertaling sê, we are God's servants, working together. En die vertaling sê, we are partners, and we working together for God. En die vertaling sê, we do share in God's work. We are fellow workers in God's service. En dan sê die een vertaling ook, for we work together with God. That is powerful, church. As Paulus aan die gemeente skryf, dan sê hy vir die Korintiërs, en hy wil hulle verstaan, we are all equal in the body of Christ. Het gaan nooit oor kompetisie. Ons kompeteer nooit. As die Paulus sy mission gaan study in sy missionary work, wat hy gedoen het, Paul was never in competition with people. Paulus het agterna tot bekering en tot redding gekom. Daar was apostels voor hom, but he was never in competition with him. Al het hy meer as die helfte van die Nuwe Testament geskrywe, but Paul het nooit aan homself gedoen. Paul many times, he acknowledged the apostles, en die manne wat voor hom was, en die manne wat saam met hom gearbeid het, Paul acknowledged these men. En interessant, Paul acknowledged the woman that worked together with him. Wil jy vanoggend sê, dat jy sal verstaan, that whenever we're busy with the kingdom, with the work of the kingdom, en as ons werk in die koninkryk van die Here, then we usher together. Ons werk nooit alleen nie. Kry mense wat vangsin op hulle own, hulle sê nee, ek is op my eie, ek glo in julle kerk nie, ek het te veel seer gekry in julle kerke, maar ek wil jou vanoggend sê, Paul is baie duidelik as Paul sê, we work together in the kingdom of God. Jy kan op jou eie eiland wees nie, baie mense bou hulle eie koninkryke, baie wil hulle eie koninkryke bou, en op hulle eie wil hulle staat maak, maar as jy Paulus 'n model sien, dan sê Paulus sê vir die Korintiërs, ek is eintlik niks, hy kon, ek glo daar was sommige getuie, waar hy sy apostelskap kon ge-enforce het, maar Paulus het ook dienaarskap verstaan. Kry mense vandag hy kan handle, hulle kan die apostelskap hanteer, die man is jong as hy hulle apostel.
Die manne wil net gordyn en hulle moet gesalf en genooi word en sê, hulle gaan jy my apostel maak en hulle kry mense by mekaar, kom, die Here het my geroep en die Here het my apostel gemaak en hy operate. Daar is geen werke wat hulle volg nie. And it's a problem in the church and in the body of Christ. En daarom wil ons na Paulus op model kyk, as Paulus van die Korintiërs sê, because hulle sê, hulle Paulus eintlik en hulle sê, as hulle onder mekaar praat, dan sê hulle, ek is eintlik van Apollos, sommige sê ek is van Paulus, dan sê Paulus vir hulle, ons het maar net geplant, ons het maar net nat gemaak, want dit is God wat laat groei. It's powerful, church. Ons werk maar net en ons asem maar net aan die koninkryk, maar Sondag kom ons met mekaar en wanneer die pastoor ons toe russe, dan is ons maar net besig om te plant en om nat te maak. But we are not above. Ons is nie bokan mense nie. Ons kan ons nie bokan mense hou nie. Hoekom? Because die Here het ons maar net aangestel om toesig te hou. So we cannot boast. Why? Even Paul said, Paul het baie openbarings gekry het. Paul said, I cannot boast. As ek boast, then I boast in the cross and what Christ has done for me. Jy kan nooit meer vir jouself vat nie. Amen. Co-worker means someone who works together with others in God's service. As jy iemand wat in kompetisie is met jou nie. En ons kry baie van hulle kompeteer. As hy meer lidmate as my het, as if you have a smarter building than me, then I don't want to associate with you. Amen. As ook nie iemand wat vals of wat gevaarlik, jy kry mense, hulle saam met jou wat hy dangerous. Amen. Amen. Is dat 'n co-worker? Amen. A co-worker is someone who supports you. Yes. A co-worker is iemand wat jou ondersteun, wat verstaan sy rol en wat verstaan sy funksie. As die kerk vanoggend kan verstaan that why God has put you in a congregation is to serve one another. Daarom sê Paulus, hy sê, as julle by mekaar kom, dan het die ene lied, ene te psalm, everything contribute to the glory of God. Moenie dink jou profesie is hoor as alles nie. Amen. If you prophesy, then you do it and you build the kingdom of God. En Paul wil vir hulle sê, ons werk maar net almal saam. A co-worker, it's a companion, it's an associate, it is someone that is equal. Julle werk saam as 'n span en julle werk saam and you function with one another. Amen. Paul wil vir hulle sê, I'm just the same as you. I'm just doing the work and I'm just doing wat die Here van my verwag. Maar toch kon ek ook agter dat saam met die co-workers was daar ook vir hulle wat teëgestaan. Luister wat sê Galasiërs 2 vers 4. Kom ons blaai 'n bietjie gelowiges. Moet jou Bybel saambring, hè? Bybel saambring na die huis van die Here. It's not a club. Amen. Amen. We are children of the book. We are students of the word. Yes. Ons as jy sommige gemeentes waar jy jou Bybel by die kerk by die deur afvat nie. No. You bring your Bible with because we look at scripture. Ons kyk of die goed die waarheid is. Dis in Handelinge toe Paulus gepreek het, toe en van die skrif uitgelê het, toe was daar die Bereans and they searched the scripture. As hierdie goed die waarheid wat Paulus sê. Galasiërs 2 vers 4 sê, en dit vanweë die aangesmokkelde valse broeders wat aangesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring. That is not the function, or that is not the co-worker. Sy kry broers en susters, hulle is vals. Amen.
Paulus sê, hulle is ingesmokkel en hulle is valse broers. Amen, so be careful. Paul said, for we are God's workers, and you are God's farmland and God's building. Praat vanoggend met co-workers, amen. Het lyk ons op die gemeente in Korinthe, hulle was vleeslik, want hulle het kant gekies en gesê, ons behoort aan Paulus en ons behoort aan Apollos. So die een wat nat maak en die een wat groei en die een wat plant, is almal maar net arbeiders. We are all servants, okay, in the body of Christ. Ons is almal dienaars. Ons kom om te serve en om te dien. Paulus het baie co-workers gehad, and Paul acknowledged men and women that work together with him. Romeine 16. Maar altyd mense kom na as hulle die graf lê of as hulle die dag van die begrafnis. Amen. Nou hoor wat skryf Paulus. Ja, hy is powerful church. Hy maak melding en hy gee erkenning aan hierdie vroue en ook aan manne who work together and who labor with him. Dan maak hy sekere aanbevelings en hy sê, ek beveel by julle aan ons suster Phoebe. Sy is 'n dienares van die gemeente in Kernsried. Dat julle haar ontvang in die Here, soos dat die heiliges betaam. Dan sê Paulus, staan daarby in elke saak, waarin sy julle nodig mag hê, want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. You can definitely take that. A co-worker is someone that cover you. Hy beskerm jou. Amen. Hy gaan nie saam met jou verkeerd nie, but he protect you. Hy beskerm jou in gebede. Hy's daar wanneer jy hom nodig het. En Paul sê, gee erkenning aan hierdie vrou Phoebe. Yes, amen. Groet Priscilla sê vers 3 en Aquila. Paulus sê hulle is medewerkers in Christus. Hoekom? Hulle het hulle lewe gewaag. Nie alleen dank ek hulle nie, maar ook al die gemeentes van die einde. Groet die gemeente by hulle vers 5. Groet Epaphras, my geliefde van die eersteling van Agaia is vir Christus. Groet Maria. Maria is hier. En groet jou. Wat baie vir ons gearbeid het. It's powerful, church. Vroue wat gearbeid het vir die Here. Vroue wat nie besorg was vir titels. No, they understand their role and they function and they labor in the body of Christ. As jy vir titels gaan wag, as jy dalk jou hand wag. As jy vir titels gaan wag, as jy dalk 'n ander keer toe. Nee, want ek soek 'n titel. Ek is al so lank al. Miskien gaan ek daar 'n titel kry. No. We are all the servants. Amen. Ons fight nie vir titels nie, but we labor together. Amen. Ons gaan na Filippense 2:19. Luister wat skryf Paulus oor Epaphroditus. Dis nie 'n boek oor hierdie man nie, maar hoor wat skryf Paulus. Paul acknowledged these men. In Filippense 2 vers 19, en ek hoop in die Here Jesus om Timotheus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het. Want, luister wat sê Paulus. Paulus sê, ek het niemand van dieselfde gesindheid, wat julle belange opreg sal behartig. Want Paulus sê, dat sommige, hulle soek allemaal hulle eie belange, en nie van die van Jesus Christus nie. Paul sê, daar is manne, wat saam met my gekom het, of saam met my was, maar ek het
Dan sê hy, vers 23, ek hoop dan om dadelik te stuur, so gauw as ek sien, hoe dit met my sal gaan. Luister wat sê vers 25, maar ek het het noodzakelijk geacht, om Epaphroditus, my broeder, my medewerker, my medestrijder, die Engelse vertaling kan praat ook van, hy is 'n soldier, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte na julle te stuur. It's powerful, church. Paul acknowledged this man who labor with him. Ek lees vir die Engels, so joyfully welcome him in the Lord and make sure you honor such people highly. Why? Because he came close to death for the work of the Messiah. Hy is vers 30. Ek lees dit gewoon vir die Engels daarvan. As jy het Filippense 2 vers 30, hy sê, so joyfully welcome him in the Lord, make sure you honor such people highly, because he came close to death for the work of the Messiah, by risking his life to complete what remained unfinished in your service too. Is that powerful? Wat sê Paulus oor Epaphroditus? Paulus sê, honor these men highly. They came close to death. Amen. Hulle het hulle lewe gewaag. 'n medewerker is ook iemand as iemand wat jy agter kan los, en jy vertrou hom, en jy weet jy kan op hom staan. Dis nie iemand wat jy gedurig deur oor jou skouer moet loer nie, but you can trust hy co-worker. Wat bedoel jy, pastoor? Geef my skrif. Jy geef jou skrif. Titus 1 vers 5. Paulus skryf aan Titus. Titus is 'n co-worker of Paul. Om hierdie rede het ek jou Titus in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. Amen. That's a co-worker. Titus word agtergelaat, nadat Paul na die ander stede reis, dan sê hy vir Titus, ek het jou agtergelaat, sodat jy kan regmaak, en sodat jy verder kan gaan met die werk van die Here. Amen. Ek wil afsluit vanoggend ook te sê, Jesus verstaan ook die co-worker model. Jesus het nooit op homself gedoen nie, alhoewel hy die seun van God was, but the moment he came in the flesh, sê die Bybel nadat hy gebid het, toe stel hy 12 manne aan. Co-workers, people, men whom he invested, en hy het die pad saam met hulle gestap, because Jesus het geweet, hy gaan nie vir altyd saam met hulle wees. Sy kry soms man, hulle dink hulle gaan vir altyd lewe. Amen? But Jesus, oh, I love him. Because Bible sê in Lukas, behalwe die 12 wat hy aangestel, jy kan gaan lees in Lukas 10, vers 1 en 2, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel, en hulle 2 voor hom uitgestuur, na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, want die labor is afveel. Kan ek jou vanoggend sê, die Here het jou nodig. Die Here het jou nodig om te werk in die koninkryk. Die Here het jou nodig om sy werk te doen, en daarom stuur die Here vir hulle 2 vir 2, stuur die Here vir hulle. Die baie keer gehoor sê, 2 is better than 1. Amen. As beter as 2 saamwerk, because as die een swak is, kan die ander een support en ondersteun. En Jesus invest sy tyd in alles, in die 12 man,
en ook aan die 70 wat hy aangestel het, en nadat hy hulle aangestel het, toe stuur hy vir hulle uit. Kerk wil vanoggend vir my en vir jou sê, we are all co-workers. Mense sê vandag, nee, is die pastoor se werk. Hy kan gaan uitreik, because hy is heeldag by die huis. Amen. En hy vanoggend sê, is my en jou verantwoordelikheid. We all labor in the body of Christ. Daarom oral waar jy is, waar jy beweeg, by jou werk, by jou collega's, oral waar jy is, you are busy building and working in the kingdom of God. En vanoggend sê, die werk is groot. Waarom kry jy mense vandag? As die Here, ek kan nie verstaan nie, soms praat die Here met jou en as niks meer verkeerd nie. Hy wil vanoggend sê, daar is soveel ruimte vir jou hier by kerk. En ek wil vanoggend daarop hamer, as jy vanoggend moenie daar buite gaan sê, of vir mense gaan sê, of met die mentaliteitsstap, nee, jy sê plek vir my. Nee, alles is al gevul, daar is niks meer, ministries, alles is vol, hier is nie meer plek vir my nie, laat ek liefst maar uitbeweeg. Ek wil jy vanoggend sê, in die 25 jaar wat ons bestaan, wil ek jou vanoggend sê, there is enough room for everyone. That's powerful, church. That's hoekom die Here soveel bedieninge binne gemeentes gee, so that we all can function together in the body of Christ. Dis hoekom die Here, as ek agterkom en lees aan die boek van Moses, dan sien ons, alhoewel Moses geanointed was en uitgekies is deur die Here, stuur die Here iemand met die naam van Jethro en sê, Moses, jy kan nie meer so alleen function. Moses het gedink is op die regte pad. Alles gedoen, alles aangesit. Van die oggend tot die aand het hy voor die gemeente gestaan, dan het hulle met raad bedien, en het hom gedrein, moeg, en hy was uitgeput. En Jethro kom na hom toe, Jethro sê, van Moses, die ding wat hy doen. En die Here bring die Jethro principle, en die Here praat met hom, en die Here sê vir Moses, hoekom stel jy nie vir manne aan? Amen. Om jou te help die gewig dra. Ons kan nie alleen vangs in die kerk nou. Ek wil in 'n gemeente wees waar die pastoor alles doen en alles rustig om. Nou we function and we work together in the body of Christ. Daarom kry die mense vandag, hulle wil net op die kerk se boeke wees. Shame. Solank hulle op die kerk se boeke so right now, you are called en is geroep hier om die werk van die Here te doen. Mag die Here ons vanoggend help, dat ons vanoggend die model wat Paulus vir ons in die woord van die Here stel, to work together, to function together, and to work together in the body of Christ. Wil jy vanoggend sê, baie van u is skillful en gifted in baie areas waar ek is. En dit is ook die Here, manne en vroue, langs jou plaas om die werk vir jou ligter te maak. Amen. Ek wil afsluit met een vers. Kolossense 1 vers 28. And I believe that is the work of a co-worker. Kolossense 1:28. En as ons hierdie mandaat het, luister wat sê Paulus, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Ek graag vir die Engels lees. Nee, ek het nog nie die Engels sien nie, maar wat ek wil sê is, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaak, elke mens in die wysheid onderrig, dan sê hy om elke mens volkome. That is our goal, our ultimate goal, to preach the gospel, om mense te vermaan, te onderrig, te leer, to equip people, sodat jy volmaak en
wat die Here vir my en vir jou gestel het. Amen. Kom ons staan.